Geliefde in die Here Jesus. Kan ek hier sê, kan ek u geliefde noem? My geliefde in die Here Jesus. U is geliefd. U is geliefd. Ek wil saam met u blaai na 1 Johannes, hoofstuk 4. Kom ons kyk daarna en ons bid jy saam. Vader, my Vader, onse Vader, die Vader van ons Here, Jesus Christus. Dankie dat u ons Vader geword het, deur die wedergeboorte. Dankie Vader. Vader, dankie vir Jesus. Dankie dat u ons kom versoen het met u self, deur Jesus Christus. Dankie Vader dat u ons blaamloos en vlekkeloos voor u kom stel het, dat ons in u teenwoordigheid kan bly. Dankie dat u ons die tempel van die Heilige Gees gemaak het, dat u Heilige Gees in hierdie heilige tempel kan bly. Dankie Vader, in Jesus naam. Heilige Gees, dankie dat u nou die woord vir ons duidelik maak, in die naam van Jesus. Amen. Ekskuus tog, liewe kyker, geliefde in die Here Jesus. Dis wie u is vir my. U weet, as ek hier kom sit en hierdie opname maak, dan is dit asof ek u sien voor my geestesoog, hoe u daar sit. En u sit en u het nou al 'n pen en 'n notaboek en die man miskien geroep, kom ons luister na die goeie nuus. Hier spied weer op. As dit jou gesindheid is, 'n verwagting, dan wil ek jou sê, jy sal nie teleurgesteld wees nie. Nie omdat ek die woord bring nie, maar omdat jy 'n oop gesindheid het. En ons lees die woord. 1 Johannes 4. 1 Johannes, hoofstuk 4. Hierdie is vir my mooi. Lekker blaai ek deur die blaai. Iemand sê vir my nou die dag, het is vir my so lekker as jy deur die blaaie blaai. 1 Johannes 4, vers 16, hoor net hier. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. Ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. Ek noem u geliefde. Ek sê geliefde van die Here. Geliefde broer, geliefde suster. Ja, ek het u lief, maar ek ken u nie. Ek het u lief, maar dis nie wat dit sê, dit is geliefde in die Here Jesus. Jy is die geliefde. God het jou so lief, en jy leer die liefde ken, en jy glo dit. Hoe leer ons dit ken? Kyk nou, ons leer wat die woord sê. Wat sê die woord oor hoe lief hy ons het? Nou kyk ons hier na 1 Johannes 3. Kyk nou hoe lief het hy jou. Hy sê, kyk, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy het bewys dat ons kinders van God genoem kan word. Nou word jy 'n kind van God genoem. En jy sien hoe lief hy jou het, dat jy kind van God genoem mag word. En jy noem hom Abba, Vader. Dan sê hy, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Wêreld ken ons nie. Ek het laas keer vir jou gedeel, jy is 'n reuk van die dood tot die dood. Vir die wat nie gered wil word nie, is jy 'n reuk van die dood. Maar vir die wat gered wil word en gered is jy 'n reuk van die lewe. Die een groep haat jou, wil nie naby jou wees nie. Jy stink vir hulle. So dit is normaal, dat daar party mense is, wat op jou wil spoeg. En party mense sal aan jou voete kom sit, en sê, vertel ons meer van hierdie wonderlike verlossing deur Jesus Christus. Vertel ons meer van Jesus. Wys vir ons, waar is Jesus? En dis wat ek wil doen, liewe kyker. Ek wil jou wys, waar is Jesus? Hy sê,
Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God. Nou is u 'n kind van God. Romeine 8 sê, God se gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Ons het die getuienis in ons hart. As jy dit nie het nie, kry dit. Nou, kom na Jesus toe. Sê, Jesus, ek kom na u toe. U weet, ek het so opgemors in my lewe. Ek kom na u toe, Jesus. Nou kom ek, Jesus. Ek aanvaar u as my verlosser. Verlos my van die bose, Jesus. Ek glo dat u lewe, dat u opgestaan het uit die dood uit. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. U sien, ek kom na hom net soos u is. Hy sê, sonder dat jy een goeie werk of een slegte werk gedoen het, het hy jou regverdig verklaar. Hy sien jou nou as skoon, vlekkeloos voor hom. Dis wonderlik, nee. Dis wat God doen. Dis wat God doen. Hy kom en hy red u. Hy kom en hy gee u die lewe. Verniet. Voordat u enige werk nog gedoen het. Net so wil ek vir u die slegte nuus ook bring. Die slegte nuus is dat toe u gebore is, voordat u enige goeie werk of enige slegte werk gedoen het, was u 'n sondaar. Nou is u 'n geheiligde, sonder dat u een werk gedoen het wat heilig is. Is u geheilig? Is u die geheiligde, geliefde? Dis wie u is. Die liefde van God, leer dit ken en glo dit. Leer dit ken en glo dit. Hierdie skrif sê, duidelik, geliefdes, nou is ons kinders van God. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat as hy verskyn aan ons aan hom gelyk sal wees. Omdat ons hom sal sien soos hy is. Ons sal dan aan hom gelyk wees. Maar in die selfde asem, 1 Johannes 4, sê hy, hierso, duidelik, nou, jette, want hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Soos hy is ons in hierdie wêreld. Maar nou sien ons, die deel wat nie soos hy is nie, is jou gedagtewêreld, jou siel. Jou siel is nie soos hy nie. Hy is besig om soos hy te word, want ons word vernuwe in ons gemoed, nê? Nou kry Christus gestalte in ons. Die Christus wat in ons is groot. Hy is 'n volwasse man, maar ons word deel van daai volwasse man in Christus. Ons word deelgenoot van God se natuur. In 1 Petrus 2 Petrus 1, in 2 Petrus 1, sê dit duidelik in vers 4, ons word deelgenote van God se natuur, na mate ons die beloftes ontvang. Nou hier's een van die beloftes, soos hy is ons in hierdie wêreld. Maar nou maak dit 'n mens bietjie de mekaar, as jy nie gees, siel en liggaam verstaan nie, want 1 Johannes 3 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, sal ons gelyk wees aan hom. Maar 1 Johannes 4 sê, ons is soos hy. Nou wil ek vir u duidelik wys, dis gees, siel en liggaam. My gees is presies soos Jesus. Ek is uit God gebore, my gees. En die bose het geen vat aan my nie. Geen vat aan my nie. Maar ek het ook 'n siel en 'n liggaam. As die siel en die liggaam
besluit om te sondig, wat dan? Daai siel en liggaam is nie soos Jesus nie. Dis hoekom ons siel en ons liggaam moet vernuwe word na die gemoed van Christus. Ek en jy het die sin van Christus. Dis wat die Bybel sê. Ons het die sin van Christus. In die Engelse Bybel, we've got the mind of Christ in ons. Maar ons sien nie die mind of Christ, ons sien nie die gedagtegang, ons sien nie die verstand van Jesus in ons siel en in ons liggaam nie. Ons begin dit te sien, na mate ons gemoed vernuwe word tot hierdie feite. En die feit wat ek nou met u deel is die geliefde. En ek wys vir u, hoekom ek so sê. Want soos hy is ons in hierdie wêreld. Hierin het die liefde by ons volmaak geword. Waarin? Waarin word hierdie liefde by ons volmaak? Hy sê hierso, vers 17 van 1 Johannes 4. Hierin het die liefde by ons volmaak geword. Dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Jy sien, hy sê, as ons besef, hierdie liefde het volmaak geword. Hierin het die liefde by ons volmaak geword. Waarin? Dat hy sy lewe vir ons gegee het. Hy sê hierso, daar is geen vrees in die liefde nie. Hierin het die liefde by ons volmaak geword. Waarin? Ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. Jy sien, ons leer dit ken, ons glo dit. Daarin word die liefde by ons volmaak. Lekker koffie. Daarin het die liefde by ons volmaak geword. Waarin? In die feit dat hy sy lewe vir ons gegee het. Hierin het die liefde by ons volmaak geword. In 1 Johannes 4 sê vers 9, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hoorie, hierin, hy sê dit weer, hy sê hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Hy wys dit aan ons, deurdat God sy eniggebore seun gegee het. Liewe kyker, wat 'n liefde is dit? Dat God sy seun gegee het, sy eniggebore seun. Jy weet, ek het 'n swaar, en hy het sy eniggebore seun verloor in 'n ongeluk. Weet jy hoe erg was dit vir hom? En hy het klere van sy seun gevat, en so, en gehuil in die klere. Sy vrou het neergeval op haar aangesig. Toe sy hoor, hy's oorlede. Hy's in 'n diepe slaap. Gelukkig sê die Bybel in die Nuwe Testament, hy het oorgegaan in die slaap. Hy slaap net. Ek weet hy het die Here geken. Hy sal wakker word. En as hy hom sien, sal hy soos hy wees. Niks van daai ongeluk merke sal in hom wees nie. Die enigste een wat merke sal hê is Jesus. Sy hande het hy vir Thomas gewys. Kyk my hande. Kyk my sy. Druk jou hand hierin. En Thomas val op sy aangesig. Hy sê, my Here en my God. Kan ek en jy op ons aangesig val en sê, ek sien u liefde, Jesus. Ek sien u liefde vir my. En ek kom na u toe. En hoe meer jy kom, hoe meer word jou gemoed vernuwe. Jy kom na die waarheid, na die lig toe. En die lig gaan in jou siel in. En dit gaan in jou liggaam in. In jou liggaam in. En dit word gewys aan die wêreld. En die wêreld sien jou. En hulle sê, daar kom Koos. Ouens, nee, ons moet nie so lelik praat nie. Die dominee is hier. En ek weet dominees hou nie daarvan dat ou dit sê nie. Maar dis wat hulle sê. In plaas van dat hulle besef, ons is almal leraars en leerlinge in die koninkryk van God. Ag, liewe kyker, geliefde in die Here Jesus, hierin
het die liefde nou by ons volmaak geword. Ons leer hierdie liefde ken en ons glo dit. Ek lees vir u 1 Johannes 4. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Jesus het gekom om ons te versoen met die Vader. Versoening aan die Vader. Hy sê hierso dat hy sy seun gestuur het om ons as 'n versoening vir ons sondes, om ons te versoen met die Vader. U sien, toe Jesus, hierin is die liefde, dat toe hy aan daai kruis hang, toe hy die skuldbrief wat teen ons is, in hom aan die kruis vasgespijker. En daai sonde is vasgespijker en het nie saam met hom gegaan van daar af nie. Dit was eenmaal, het hy gesterf aan 'n kruis. Net eenmaal betaal hy die offer. Net eenmaal reinig sy bloed jou, want dit is nodig, net eenmaal. Dis genoeg. Die offer is genoeg. Jesus gaan nie weer sterf nie. Nee. Hy het aan die kruis gesê, Vader, vergewe hulle. Hy het geroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy was in intense pyn. Net eenmaal. Net eenmaal vir jou, liewe kyker. Geliefde kyker. Geliefde in die Here Jesus. Kan jy sien, hier sê hy vir die tweede keer, hierin is die liefde. Hierin is die liefde. Hy sê hierso, geliefdes. Nou begin hy in vers 11, hy sê, geliefdes. Hierin is die liefde, hierin is die liefde, geliefdes. Kan jy sien, jy moet nooit twyfel in die liefde van God nie. En die duiwel wil omstandighede gebruik om hierdie skrifte nietig te verklaar. Wat bedoel ek? Hy wil sê, as God vir jou lief het, hoekom het hy daai ding toegelaat in jou lewe? As God vir jou lief het, hoekom het dit en dit en dit in jou lewe gebeur? Dan sê jy vir hom, duiwel, gaan weg in die naam van Jesus. Hierdie goed het gebeur, omdat jy in die wêreld ingekom het, deur Adam. En jy het by die mense uitgekom. En nou sien ons, hierdie steel, hierdie diewery, verwoesting. Dief kom om te steel en te slag en te verwoes. En ek sê vir jou, Satan, dis jy. Dis nie God nie. My God is 'n heilige God. En ek aanbid hom en ek weerstaan jou aantuigings teen God, teen my in die naam van Jesus. Jou aantuigings om die woord by my te steel, ek weerstaan dit in die naam van Jesus. U sien, u praat met hom. Nie in gesprek met hom om te hoor wat hy sê nie, want hy's 'n leienaar. Kyk hoe lieg hy. God het dit en God het dit en God het dat. Maar dis omdat hy in die wêreld ingekom het. Deur hom, deur Adam het sonde in die wêreld gekom en sonde het tot alle mense deurgedrang. Maar wie was die initieerder? Wie het agter dit gesit? Die duiwel. Hy is die een wat ons aankla by God. Hy wil ons aankla by God, maar nou kan hy dit nie meer doen nie. Nou kla hy ons aan in ons gewete, sodat ons vrymoedigheid moet verloor. Jy weet, ek kan nie op die straat preek as my gedagtes my aankla nie. As dit sê, maar jy het nou weer dit gedoen en jy's vuil, jy kan nie voor die Here se aangesig kom nie. Kyk hoe vuil is jy. Dan sê jy, ek kom juis voor sy aangesig met 'n gejubel, want hy vat my sonde weg. Hy vat my sonde weg. Jesus vat my sonde weg. Groot is die Heer. Hy vat my sonde weg. Heeltemal weg. So ver weg, dat hy nooit weer daaraan sal dink nie. Ja, ek en u dink baie keer daaraan. Maar dan moet ons dit deurvat. Van die kruis, na die begrafnis, na die opstanding, en sê, ek is vlekkeloos. Want God het my versoen. Hy het jou versoen met die Vader. Hy sê, geliefdes, nou
noem jou 'n geliefde, né? En hoekom? Omdat hierin is die liefde van God geopenbaar aan jou. Nou sê hy, geliefde. Ons behoort mekaar ook so lief te hê. Niemand het God gesien nie, ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Jy weet, ek het al gesien, dan kom ek by 'n groep wat Christene is. Man, dis net so, dan die aanklank, jy het 'n versoeningspunt, jy het 'n punt wat jy weet, hierdie is jou broers, hierdie is jou boeties, hierdie is jou sissies. Dis wonderlik, né? Dit is wat dit is. Jy het die broeders lief. As hy sê, hy's 'n Christen, dan vra ek hom, wanneer het jy 'n Christen geword? In 1982, in 1976, daar het ek 'n Christen geword, weet jy, en my lewe is nog steeds besig om te verander. Dit het verander, ek het 'n nuwe mens geword, maar ek leer elke dag, jy's my broer, aangename kennis. Ek ontmoet jou nou eers, my broer, my broers en my susters. Jesus sê, ek sal vir jou baie mammas gee, baie pappas, baie broers en susters. In hierdie lewe sal hulle vir jou gee. Hulle is naby jou, soos jou bloedboeties. Net so naby. Jy sal dalk sê nader. En ek wil erken, partykeer nader. Hy sê so, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. Nou sê hy, hieraan weet ons dat hy ons van sy gees gegee het. Hy het die Heilige Gees aan ons gegee. Liewe kyker, is dit nie wonderlik? Die Gees van God is aan jou gegee. Geliefde, gegee aan die geliefdes. Hy het die Gees aan jou gegee. Dieselfde Gees wat God uit die dode uit opgewek het, dieselfde Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, daar dieselfde Gees is in jou. Paulus kom in Handelinge 19, hy sê, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het. Toe lê hy op hulle die hande in vers 6, en die Heilige Gees het op hulle gekom. My liewe broer en suster, jy kan ook gedoop word met die Heilige Gees, dit het ek al baie keer gesê. Jy hoef nie hande op jou te gelê het nie. Jy hoef nie iemand te kry om te doen nie. Jy kan net daar waar jy sit, kan jy sê, Jesus, ek vra u, doop my met die Heilige Gees. Laat jy self die Heilige Gees oor my kom, wat op Jesus gekom het. Jy kan dit nou bid. Jy kan nou sê, Jesus, ek kom na u toe. Kom Jesus, doop my met die Heilige Gees. Wil jy dit nie nou doen nie? Dat jy sy Gees, die dooping met die Heilige Gees kan ontvang. Sê Jesus, ek dank u. Ja, sê dit, Jesus, ek dank u. As ek iets vra volgens u wil, dan doen u dit. Sê dit agter my aan. En nou Jesus, vra ek u, doop my met die Heilige Gees en met vuur. Dankie Jesus, dat u dit nou doen. O, liewe kyker. O, liewe kyker. Ek hoor baie keer mense sê, ek voel die teenwoordigheid van die Here. En ek wil sê, ek ervaar die teenwoordigheid van die Here. Dit is vir my wonderlik. Hy sê, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. In Hebreërs 13. Hy geliefde, die Heilige Gees, sal sy geliefde nooit verlaat nie. Hy gaan jou nooit verlaat nie. Nou hierin is die liefde geopenbaar, dat hy sy seun gegee het, dat hy jou sy geliefde nou noem, hierin, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dat hy sê, as hy aan jou verskyn, as hy kom, gaan jy aan hom gelyk wees. Volkome, gees, jou siel gaan verander, jou liggaam gaan verander, en jy gaan presies soos hy wees.
Is dit nie wonderlik nie, liewe kyker? Kom ons dank hom saam. Vader, dankie vir u liefde. Dankie dat u my ook geliefde noem, soos wat u vir Jesus genoem het, toe u vir hom sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Ek aanvaar daardie woorde nou oor my. En ek vra, liewe kyker, aanvaar hierdie woorde oor jou. Dit is my geliefde seun, my geliefde dogter, in wie ek 'n welbehae het. Amen. Hy het 'n welbehae in u, sonder dat u een goeie werk of een slegte werk gedoen het. Gaan in die vrede van die Here. Aanvaar, jy is die geliefde van die Here. Mooi loop, seën vir u.